Die storie van Rooi Rose is so verweefd met die storie van ons land, ons Afrikaanse vroue, dat daar geen onderskeid te maak is nie. Dit was Mark Preston se droom om die eerste Afrikaanse vroue-tydskrif gestalte te gee in 1942. Die tydskrifie was klein en dun en kon net gedruk word wanneer die kontroleur van papier dit goed gedink het, want dit was oorlogstyd. Toestemming vir 'n tweede drukoplaag word verlaag tot slegs 2000 eksemplare, maar dit was nie vir Hendrikus Potgieter, Mark Preston se regte naam, aanvaarbaar nie. Die tweede uitgawe moes toe wagtend in 'n laai bly lê totdat daar meer papier beskikbaar was. Eers in Augustus 1944 word druktoestemming weer verleen op grond daarvan dat Rooi Rose 'n bestaande tydskrif is en haar in die huise en harte van Afrikaanse vroue begin tuismaak het. Die vroeë uitgawes is propvol verhale oor liefde en romanse, iets waaraan die oorlogsmoe en brandarm Afrikaanse vrou 'n behoefte gehad het. Daar is ook gereeld lesers se eie stories gedeel oor hul lewens wat ook nie tekort geskiet het aan drama en ontnugtering in die groot wrede stad nie. Van vroegjare reeds is daar ook aandag geskenk aan die glanslewens van silverdoeksterre uit Hollywood. Maar teen die 50er jare is Rooi Rose nie meer net potgieterse nie. Hy moes aandeelhouers bekom om die koste te help dra en Afrikaanse pers beperk het ingekoop. Later het hy Rooi Rose aan APB verkoop vir 'n skamele £175 en tot aan die einde van sy lewe sou dit aan hom krap dat hy so min vir sy geliefde hartsdogter aangebied is. Stadig maar seker word Rooi Rose groter en sterker. Haar voorkoms bly maar valerig in die swart en wit van die dag, opgekikker met 'n rooi mashoof om ten beste op die rak uit te staan. Sy kos nou 6 pennies en bevat 'n redaksionele rubriek van rose en roosdorings, waarin oor die lewe gefilosofeer word en wat vir dekades die tydskrif sou kenmerk. Sy praat die taal van die vrou van haar dag, effens hoogdrawend. Briewe van lesers verskyn ook van vroeg af en lees soms vir vandag se oor heel komieklik in die formele aanspreektaal van daardie tyd. Bekende skoonhede soos Catherine Hepburn, Ava Gardner, Mae West en Ingrid Bergman pryk op haar voorblaaie. Daar is nie meer 'n papiertekort nie en genoegsame advertensies sorg dat die tydskrif oor die 100 bladsye is elke maand. Elke uitgawe bevat iets oor dekor, tuin, huis, resepte en brei of hekelpatrone. Gedurende die eerste dekades was dit nooit die gebruik om aan te dui wie die redakteur of selfs die redaksielede was nie. Vanaf die laat 50s verskyn Rooi Rose 2 wekeliks oor die hele land en hou hierdie ritme tot aan die einde van 2000. In die vroeë 70s verhuis Rooi Rose as lid van die Republikeinse pers Durban toe, met Maureen Hyman as redakteur. Sy het oorgeneem by haar skoonma Tante Baby, 'n legende in haar tyd. Hierna word sy opgevolg deur Renée Barnard, Irma Lou, Joan Creer en Liesel de Swart. Elkeen van hierdie redakteurs sou Rooi Rose in 'n eie kenmerkende uitrusting tooi waarin sy deel van haar lesers se leefwêreld sou word. In 1988 trek Rooi Rose na Orange Grove. Renée Barnard, wat eers Rooi Rose se kosredakteur was ook die skepper van die uiters gewilde top 10er kok wat tot 2006 geduur het. Irma Lou het 'n glansrigting ingeslaan en 'n bloedjong Dion Chang betrek as moderedakteur. In die 80er jare was voorbladgesigte meestal modelle en dit was ook die begin van ons gewilde model van die jaar kompetisie. 'n 16-jarige Charlize Tron het as wenner van ons model van die jaar 1991 kompetisie haar deurbraak gemaak en 'n oorseese reis gewen wat haar weg as model gebaan het. As deel van Caxton tydskrifte en onder Joan Creer se leiding het Rooi Rose gegroei en die verpersoonliking geword van wat elke Afrikaanse vrou wou wees. Tuisgekweekte sterre en glanspersoonlikhede het die voorblad en tussen die blaaie hul tuiste gemaak. Stilletjies word navorsing gedoen, planne beraam en 'n nuwe redakteur aangestel, Liesel de Swart. En die Rooi Rose leser word verras met die maandelikse glans Rooi Rose. Rooi Rose gee die toon aan en die mark volg. Liesel doen weg met die modelle op die voorblad en vervang hulle met Afrikaanse bekendes. Die aanbod is 'n klassieke vroue-tydskrif met al die pilare wat spreek tot die moderne vrou se propvol bedrywige lewe.
Rooi Rose vier haar 60ste verjaarsdag as topverkoper in die vrouemark. Martie Pansegrou neem by Liesel oor in 2005 en in 2010 verskyn die Augustus uitgawe op die rak. 'n groter, verruklike nuwe weergawe, glansryker as ooit en waarlik stylvol, sinvol en propvol. Rooi Rose is die tydskrif wat al vir meer as 7 dekades die pas aangee in 'n wêreld waarin daardie pas net versnel. Waar ander tydskrifte verwoed probeer bybly, doen Rooi Rose dit met panache, selfs elan. Rooi Rose is steeds die klassieke vroue tydskrif vir vandag, wat Afrikaanse vroue vermaak, inlig en inspireer. Sy is nie net op jou koffietafel nie, maar ook op jou selfoon, tablet, Facebook-muur en Instagram. Sy is daar vir elkeen, jou genoot en vennoot in die veeleisende, onsekere lewe van vandag. Jy is deel van haar. Jy het saam met haar groot geword. Rooi Rose. Baie geluk Rooi Rose met julle 75ste verjaarsdag. Dit is 'n wonderlike, goeie en groot mylpaal om te bereik. Mag daar nog baie jare wees. Baie geluk Rooi Rose met julle 75ste verjaarsdag. Wow, dit is 'n ongelooflike mylpaal. En ja, julle verdien dit. Julle is so ongelooflike inspirasie vir al julle lesers. Julle is stylvol, julle is klassiek, julle is timeless en dit is my groot voorreg dat ek al op julle cover kon wees. En dankie vir al die amazing artikels en inspirasiestories wat julle vir ons gee elke maand. Mag julle nog 75 maal 70 jaar lank lewe of bestaan. Veel geluk, liewe Rooi Rose, omdat jy verjaar. 75 het nog nooit so goed gelyk nie. So 'n baie hartlike happy birthday vir julle. En mag dit 'n wonderlike jaar wees en mag daar baie meer fantastiese uitgawes wees. Baie dankie vir al die fabulous goeders wat julle in ons lewens bring. Hallo, ek's Harris van Deventer. Next Jack Barrow en ons is die span van Dis Hoe Ons Rol en Happy birthday, Rooi Rose. Lekker so krikke. I'd just like to wish Rooi Rose a very happy 75th birthday and many more. You've been part of the very fabric of South Africa for so long, and it's good to know somebody that's even older than me. Baie geluk met julle verjaarsdag Rooi Rose, 75 jaar jonk en ons hoop daar gaan nog baie wees. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Rooi Rose. Happy birthday to you. Hip hip hooray and many more. Here's to the next 75. Rooi Rose, happy birthday. Rooi Rose, julle is my gunsteling tydskrif vandat ek 'n klein seentjie was. En alles wat ek weet van make-up en van goeie vroue wees het ek by julle geleer. Baie dankie en doen so voort met al die goeie werk. Geluk. Right, dankie julle. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Rooi Rose. Dis vir my 'n voorreg om op julle voorblad te kon wees en ek wens vir julle voorspoedige 75ste bestaanjaar. I just want to wish you guys all the best. I'm not going to do any singing because I said to the rest of the crew if they sang with me it would be great, but apparently not. So yeah, just a happy birthday and I wish you all the best for what's to come. Cool. Cheers guys. Rooi Rose, baie geluk met julle verjaarsdag. Bly altyd so stylvol en pragtig soos julle is. Wil jy eers gaan? Kom sing. Met 'n song. Happy birthday to you. Liewe Rooi Rose, baie geluk met julle 75ste verjaarsdag. Julle raak net beter soos goeie rooi wyn en ek hoop daar's nog baie meer. Baie geluk Rooi Rose, 75, dit is 'n groot mylpaal. Dankie vir die jare wat ons al saam met julle kon deurbring en die lekker shoots wat ons al gedoen het. Happy birthday. Veel geluk, liewe Rooi Rose, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare.